Dan kan ons blaai na Romeine 3, waar ons net 2 verse gaan lees, vers 1 en 2. Ons kyk dan nou na Nederlands Geloofsbelijdenis, artikel 4, die kanonieke boeke van die Heilige Skrif. Die Heilige Skrif wat uit 2 dele bestaan, die Ou en die Nuwe Testament. En ons kan onsself ook vra, waarom het die Bybel net 66 boeke? So kom ons lees dan eers Romeine 3 vers 1 en 2. Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Goed, so ons weet, die Bybel is 1 boek, maar dis ook soos 'n biblioteek met 'n klomp boeke in, 66 boeke. Maar tog is dit 1 boek. 1 gehele, volmaakte boek wat uit 66 kanonieke boeke bestaan. Wat beteken hierdie woord kanoniek? Dit beteken meetstok of standaard. Dit waaraan jy iets anders meet. Dit waaraan dinge gemeet word. Die kanonieke boeke is die meetstok, die standaard. En dit bestaan uit die 39 boeke van die Ou Testament en die 27 boeke van die Nuwe Testament. Maar nou is daar 'n vraag. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, hulle het in hierdie ander Bybelboek gelees van die Vaafvuur, Purgatory. Hoe gaan jy hulle antwoord? Of as iemand kom en 'n boek skryf of hy beweer, hy het hierdie verlore evangelie gevind, hierdie verlore boek. Wat gaan ons sê? Of as iemand sê, daar was baie boeke geskryf, hoe het julle nou eintlik bepaal dat dit hierdie 66 boeke moet wees? Hoe werk dit? Wie het nou eintlik besluit oor hierdie 66 boeke? Dit is 'n belangrike vraag wat ons moet beantwoord en hopelik met die hulp van die Here sal kan beantwoord. Maar ons gaan dit probeer benader uit 4 boeke of afdelings. Eerstens, die Bybelse gronde vir sekere boeke, bepaalde boeke. Tweedens, die leerstellige oorsig oor hierdie bepaalde boeke, die kanonieke boeke. Derdens, gaan ons dit polemies hanteer, of met ander woorde krities of verdedigend teenoor die wat dit aanval. Wat sê, daar's nie net 66 boeke nie. En dan laastens, prakties. Wat beteken dit prakties alles vir ons? So kom ons begin by die eerste punt, die Bybelse gronde vir die kanonieke boeke. Ons lees daar, en ons het gelees in Romeine 3 vers 1, wat is die voordeel van die Jood? En dis dalk bekende verse, maar kom ons let net weer wat daar staan. Wat se voorregte het die Jode van die Ou Testament gehad? Wat is die een ding wat uitstaan? Paulus vra, wat is die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? En dan sê hy, groot in alle opsigte. En dan gaan hy aan, hy sê, ten eerste, tog seker, dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Die woord van God is aan hulle toevertrou. Die vernaamste ding, dit is die fundament van al die ander voordele. God is die bron van die skrif, hy inspireer die skrywers, die Heilige Gees inspireer die skrif, maar dan gee hy die skrif vir sy kerk. Hy gee dit in die Ou Testament vir die kerk in die Ou Testament. Hy het die skrif aan die kerk toevertrou. Die vraag is dan, wat het hy aan die kerk toevertrou? As ons net vinnig menslikerwys daaroor dink, as jy 'n vriend of 'n vriendin of 'n maatjie het, en hulle kom na jou toe en sê, ek het hierdie ding wat ek aan jou wil toevertrou, en jy vra vir hulle, wat is dit?
en hulle sê vir jou, ek is nie eintlik seker nie. Nee, as ons iets toevertrou, dan impliseer dit dat dit iets spesifiek is, iets bepaald is. Dit skep dus die verwagting by ons, dat ons God se woord moet erken en ontvang. Die afleiding is dus geldig en noodwendig. As God se woord aan die kerk toevertrou is, dan moet ons die woord ontvang en erken. En die vraag is dan, wat vorm deel van die woord en wat nie? Wat is kanoniek en wat is nie? Wat is dit spesifiek wat hy dan aan die kerk van die begin af toevertrou het? En dit is belangrik, want ons moet besef, skrifgesag is unieke gesag. Dit is bepaalde gesag. Want nie alle gesag is skrifgesag nie. En vir skrifgesag om gesagvol te wees, beteken juis dat dit nie dieselfde gesag as ander dinge het nie. Dit is spesifiek, afgebaken, bepaald. Die woord van God is nie alle woorde nie. Die boek van God is nie alle boeke nie. Net sekere boeke is die skrif. Niks minder nie, nie 'n woord minder nie, en ook niks meer nie. So kom ons verstaan dit verder deur 'n leerstellige oorsig oor hierdie onderwerp te gee, wat ons dan verder bring by NGB artikel 4, wat vir ons al die boeke lys, spesifiek, net hierdie boeke. Maar as fundament moet ons verstaan, en dit is belangrik om te verstaan, die gesag van die skrif, is nie afhanklik van enige mens of kerk nie. Dis nie afhanklik van enige mens of kerk of sy synode se getuienis oor die skrif nie. Die skrif word ontvang omdat dit die woord van God is. Maar die feit dat ons die woord ontvang, maak dit nie die woord van God nie. Dis dan belangrik om dit te onderskei. Die aard of natuur van die kanonieke boeke moet onderskei word van die erkenning van die kanonieke boeke. Die aard of natuur van die kanonieke boeke moet onderskei word van die erkenning van die kanonieke boeke. En ons gaan sien hoekom dit belangrik is. Die skrif se autoriteit is inherent en onafskeidelik aan die skrif self. Wanneer mense of die kerk of vergaderings die skrif erken, dan maak dit nie die skrif gesaghebend nie. Kom ons verstaan dit, hoekom is dit nie so nie? Want God is God. Hy is voor en onafhanklik van sy skepping. Hy is die een wat alles in beweging bring. Niks kan hom beïnvloed nie. Hy getuig oor homself. Daar is niemand bo of hoër as hy wat kan getuig nie. Net so sy woord. Die kerk het die verantwoordelikheid om die skrif te ontvang, en die kerk sal die woord ontvang. Maar die woord is reeds die woord voor die kerk dit ontvang. Dis wat daar staan ook in Romeine 3 vers 2. Hy het sy woord aan die kerk, aan Israel, toevertrou. Dit was reeds die woord. Toe vertrou hy dit aan hulle toe. So die kanonieke boeke, die Bybel is self-autentiek, self-verifierend, self-kredietwaardig. Daar kan eksterne bewyse wees wat dit bevestig, maar dit beïnvloed nie die selfgesaghebendheid van die skrif nie. Die bewys van die skrif se egtheid, die skrif se gesag, word deur die skrif self bewys. Dit is selfstawend. Dit is eerstens en prominent inherent selfgesaghebend. Eksterne bewyse bevestig sekere goed, maar dit skep nie daai gesag nie. En dit beïnvloed nie die skrif se autoriteit nie. En dan word die Heilige Gees, die Here gebruik die Heilige Gees dan natuurlik in ons lewens, in die gelowige se lewe,
om tot 'n punt te kom waar ons hierdie gesag erken. Die absolute gesag van die woord. Maar of jy dit nou erken of nie, dit maak dit nie, dat dit nie die woord is nie. Dit bly die woord van die Here. Ons moet pas op vir die tipe van gedagtes van iemand soos Karl Barth en die nuwe-ortodokse wat sê, as jy eers hierdie woord ontvang en dit binnendring in jou, dan eers word dit die woord van God. Nee, dit bly objektief die woord van God. Dit is selfgesaghebend. Hierdie selfgesaghebende woord van God en die aard van die woord van God, die aard van die skrif, word dan verder ondersteun deur 'n paar kriteria. En dit is dalk net oorsigtelik, maar dit is belangrik om dit net oorsigtelik te noem. Die eerste daarvan is apostolisiteit. Dit moes van die apostels afgekom het, spesifiek nou in die Nuwe Testament. Elke boek in die Nuwe Testament moes geskryf geword het deur 'n apostel of onder die toesig van 'n apostel. Hoekom is dit so? Wel, die skrif self sê so. Dis intern self wat die skrif sê, dit moet so wees, want die Here Jesus het beloof en gesê, julle sal van my getuig. Die Heilige Gees sal kom en julle herinner aan alles wat ek gesê het, en julle sal my getuies wees. En dan kan ons dalk blaai en dit verder bevestig en sien wat Paulus sê in Efesiërs 3. Ons kan ook na 'n paar tekste blaai. Dit is belangrik om dit dalk self ook te lees. Ons kan lees Efesiërs 3 vers 1 tot 5 en let wat Paulus daar sê. Paulus bevestig dan dat die apostels gekom het om dit te openbaar, dit wat die Here Jesus gesê het gaan gebeur. Ons lees vers 1 sê, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my, deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Die Here Jesus het gesê, die apostels sal getuig. Paulus bevestig, dis intern konsekwent. Dit is nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar deur die Gees. Dus, elke boek in die Nuwe Testament moes deur 'n apostel of onder die toesig van 'n apostel geskrywe word. Dan is daar die tweede kriteria wat hierby inpas. En dit is die interne bewyse van die skrif self, die inhoud van die skrif. En dit is dat die skrif intern konsekwent is. As ons dalk blaai na 2 Tessalonisense 2, ek sal vir ons lees daar ook. En dan lees ons daar vers 15. Dit sê, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Sekere voorskrifte, deur sekere middele. Nie alles nie, bepaalde, beperkte skrifopenbaring. En dit is ook konsekwent met Openbaring 22 vers 18 en 19, wat ons almal weet, sê, moenie by hierdie woord voeg nie, en moenie daarvan wegneem nie. En is opmerklik dat, dis Johannes wat dit sê, en hy sê dieselfde tipe ding aan die einde van sy evangelie. Hy sê, daar's baie ander goed wat Jesus gedoen het, maar hierdie is wat opgeskrywe is. Dis die skrif. Moses doen iets soortgelyk met die wet. Moet nie verby dit gaan nie. Moenie meer as dit doen nie. Moenie meer as dit sê nie. Niks minder nie. Niks meer nie. So ook sien ons dat die skrif self sê, hierdie is vir alle mense.
die skrif self sê, 1 Tessalonisense 5 vers 27, sê Paulus, hierdie brief moet aan al die broeders gelees word. Dis nie net vir die Nuwe Testament of net vir 'n sekere kultuurgroep nie. Hierdie brief aan al die broeders. Net so Kolossense 4 vers 16 sê hulle, as julle hierdie brief gelees het, maak seker dat die gemeente in Laodicea dit ook lees. Die skrif self sê, dit is vir die kerk bedoel. Maar dan weet ons ook, daar was probleme al in die Nuwe Testament se tyd. Daar's mense wat goed vervals het, ander briewe geskryf het. En hulle moes toe al begin optree. En dan sien ons intern aan die skrif juis die bewys dat Paulus dit begin aanspreek en hy sê op 'n plek, sien, ek skryf met my eie hand. Julle kan dit uitken. Hierdie is nie 'n vervalsing nie. Na die skrif voltooi is in die vroeë kerk, het die probleem verder ontwikkel en daar het al hierdie ekstra boeke bygekom. En die kerk het besluit om vergaderings te hou, synodes, konsilies, om te bevestig presies dit wat die boeke van die Bybel is. Nie om te bepaal nie, om te bevestig wat eintlik reeds ontvang is en wat nie. Goed. Nog 'n ding daar is wat aansluit by hierdie punt is. Dit is universeel ontvang omdat die skrif selfbewysend is. Omdat die skrif selfbewysend is, het die kerk die 66 boeke universeel ontvang. Hierdie spesifieke boeke. Die kerk is dit toevertrou en die kerk sal dit ontvang. Sal dit erken. Dis sien ons in die Nuwe Testament, as dit verwys na die Ou Testament, dan is dit sekere boeke wat aangehaal word as die skrif. Ons dink aan die Here Jesus wat daar loop op die pad saam met die Emmausgangers. En hy wys vir hulle uit die skrifte alles aangaande homself, uit die wet en die profete, en soos die ander deel ook sê, uit die psalms. Die prominente boeke wat die hele Ou Testament verteenwoordig. Die klein en die groot profete, die psalms as die belangrikste boek van daai groep boeke. So die gelowiges in die Nuwe Testament, die Here Jesus self erken slegs daai boeke in die Ou Testament. En hulle was versigtig om net daai boeke op 'n sekere manier te behandel. Maar dan, wat van die Nuwe Testament? Nou is dit besig om in die Nuwe Testament te ontvou en hulle skryf boeke. Hoe weet ons dit is aanvaar ook as skrif? Wel, ons kan sien dat in die Nuwe Testament verwys die Nuwe Testament self na ander dele as skrif. Ons kan byvoorbeeld sien, as ons versigtig daarna kyk en lees, 2 Petrus 3 vers 16. 2 Petrus 3 vers 16, en mens moet versigtig let wat hy sê. Ek lees van vers 15 af. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Soos Paulus wat hy skryf. Hy skryf van Paulus wat aan hulle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hul eie verderf. En mens moet goeie rede met 'n hoofletter vertaal. Net soos die ander skrifte. So Petrus skryf skrif en hy bevestig dat Paulus se woord skrif is. Net soos die ander skrifte. Dan sien ons ook hoe die apostels na mekaar verwys en hoe dit ook intern konsekwent is. 2 Petrus 3 vers 3 sien ons daar. Petrus sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hul eie begeerlikhede wandel. Dan braai ons na Judas. Luister wat sê Judas in vers 18. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel. Judas haal vir Petrus aan.
is intern konsekwent. Ons sien dan ook in vers 17 van Judas, hy sê, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dit is ook hoekom ons dan sien, na die voltooiing van die skrif, is dit hierdie 66 boeke wat ontvang word deur die kerk. Hierdie boeke wat deur die kerk aan die kerk toevertrou is. Daar's baie voorbeelde hiervan, maar 2 kan ek net vinnig noem. Deur die Here se almag en voorsienigheid word dit tot bevestig deur die ketters. Deur middel van Marcion, 'n ketter in die vroeë kerk. Hy het 'n snaakse idee gehad dat die God van die Ou Testament is hierdie wrede God. En is nie dieselfde God as die God van die Nuwe Testament, die God van genade en liefde nie. En hy verwerp die Ou Testament en hy verwerp ook al die boeke in die Nuwe Testament wat vir hom klink soos die God van die Ou Testament. Hierdie dualistiese idee wat hy mee werk. En hy maak 'n lys van boeke. En hy sluit as prins sekere boeke uit. Maar eintlik is dit toe tot nut vir die kerk. Want dit wat hy spesifiek uitgesluit het, kan hulle toe sê, dit moet eintlik ingesluit wees. So dit dien as 'n tipe van 'n mens amper sê 'n negatiewe bevestiging. En dit dring hulle ook om weer die saak opnuut te oorweeg en vars te bevestig. En net so dan sien ons honderde jare later, in die jaar 367, die lys van Athanasius is ons lys boeke in die Bybel. Dis nie 'n uitvindsel wat eers later gekom het nie. Dis nie iets wat eers met die reformatie gekom het nie. Dis in die reformatie bevestig. Maar dit was altyd hierdie 66 boeke. Dis eers met die konsilie van Trente in die 1500s wat die Rooms-Katolieke Kerk offisieel die apokriewe by hulle Bybel gevoeg het. Goed, so dit bring ons dan derdens om hierdie leer te verdedig, polemies, om argumente te beantwoord wat die 66 boeke aanval. En natuurlik daar is dit belangrik om te praat oor die Rooms-Katolieke teenoor die Protestante. Sien, Rooms-Katolieke sê, Rooms-Katolisisme, die leer van die Rooms-Katolieke Kerk, leer dat daar 'n tweeledige gesag is. Aan die een kant is dit die kerk en die kerk se tradisies, en dan aan die ander kant is dit die skrif. En hierdie twee is vir hulle gelykmatig. Maar dis 'n probleem. Want sodra jy by die skrif voeg, vat jy ook weg van die skrif se gesag. En dan maak jy nader aan die kerk se interpretasie en sy tradisies swaarder as die van die skrif. En dan wat loop dit op uit? Dat hulle naderhand openlik goed sê wat teen die skrif is. Goed wat die skrif kontrasteer. Praktyke wat teen die skrif is. Maar die protestante sê nee, die skrif alleen. Sola scriptura. Wat sê die katolieke dan terug? Hulle sê nee, maar hoe kan julle so sê? Jy sien, dis dan die kerk wat vir julle die Bybel gegee het. Hoe kan jy die kerk verwerp? Die kerk het jou dan die Bybel gegee. Maar die protestante sê nee, en dis hoekom dit belangrik is wat ons voorheen gesê het. Die kerk erken net dat die skrif selfbewysend en selfgesaggewend is. Dis een ding om die kanonieke boeke te erken. Dit is iets anders om die kanon te skep. Die kerk kom na die skrif. Die kerk word gebore deur die woord. Die woord word nie gebore deur die kerk. Dit is 'n valse leerstelling om te sê dat die kerk vir ons die woord gegee het. En dis in hierdie spesifieke manier wat die katolieke dan bekende woorde gebruik en dan na die kerk sal verwys as ons moeder in die sin van dat die moeder gee geboorte aan die woord.
En dis nie wat ons daardeur verstaan nie. En dis stel hulle so die kerk bo die Bybel. Maar dis eintlik die woord wat die kerk tot gevolg bring. Die kerk is nie die effektiewe oorsaak van die woord nie, die Heilige Gees is. Sien, dis hoekom dit die leer van die anti-kris is. Die Bybel is die objektiewe oorsaak van ons geloof. En die kerk is die instrument waardeur ons glo, soos dit die woord aan ons bedien. Dis nie die effektiewe oorsaak van die woord nie. Die kerk is die dienaar van die woord. Dis hoekom ons die woord bedien, maar ons bepaal nie die woord nie. Ons moet dus ook versigtig wees van hierdie siening van die kerk. Amper half 'n romantiese siening van die Rooms-Katolieke kerk, wat oor die eeue ontwikkel het. Maar ons moet verstaan, die pausdom het oor eeue ontwikkel van die 5de eeu veral af verder. En dit het versleg, dramaties. En op 'n stadium het dit prominensie bo al die ander kerke geëis. Alleenreg. En het hulself as die enigste en die offisiële kerk verklaar. Maar ons moet verstaan, nie almal wat homself offisiële kerk verklaar, is sigbare kerk noodwendig nie. Dis nie noodwendig sinonieme nie. Die sigbare kerk is nie net gelyk aan die offisiële kerk nie. Dis hoekom die Katolieke kerk dan leer dat hulle onfeilbaar is as hulle die skrif interpreteer. Dit is 'n noodwendige gevolg van hierdie siening. En dis hoekom hulle sê, ons moet jou eintlik vertel wat daar staan. En dis hoekom hulle in vorige eeue dan die Bybel weggehou het van die gewone lidmaat. Want jy het nie eintlik nodig nie. Ons kan dit vir jou interpreteer. So wat dan van die apokriewe? Dis hierdie boeke, die groep boeke tussen die twee testamente. En dit is in die Rooms-Katolieke Bybel ook. Die woord apokrief beteken basies om iets weg te steek. Iets van onsekere herkoms. En later het die woord begin beteken die betekenis gekry van iets wat legendaries is of mistiek, bedrieglik of nagemaak. Dit is vir ons belangrik om te verstaan, hierdie boeke, die apokriewe boeke van die Ou Testament, wat nooit aanvaar is as skrif nie, het na die laaste profeet gekom. En dit was vir die kerkvolk in die Ou Testament, wat gewag het vir die Nuwe Testament, 'n duidelike teken dat dit nie skrif is nie, want dit het na die laaste profeet gekom. Net so in die Nuwe Testament, die boeke wat na die apostels gekom het, is outomaties nie skrif nie. Dis interessant as mens lees Westminster en dan ook ons Dordtse voorvaders, byvoorbeeld in hulle Leiden-sinopsis of die sinopsis van suiwere teologie, dan maak hulle die koppeling en sê, wanneer die buitengewone gawes ophou, dan hou skrifopenbaring op. Daai twee gaan altyd saam. So die apokriewe boeke en ook die synodes van die vroeë kerk, omdat dit menslike en kerklike vergaderings is, moet deur die skrif beoordeel word. Die skrif beoordeel ons besluite. Ons beoordeel nie die skrif nie. Dis het die apokriewe boeke geen autoriteit nie en is nie deel van die skrif nie. Hoekom nie? Want is nie self gesaghebend nie. Dit is nie geskryf deur die profete of apostels nie. Die boeke is nie net self kontrasterend nie, maar is ook kontrasterend met die res van die Bybel. En daar's dele wat duidelike fiksie is. Dis hoekom die kerk dit nog nooit ook aanvaar het nie. Die apostels haal nie daaruit aan nie, en die vroeë kerk het dit nie ontvang nie. Maar nou moet ons ook verstaan, die kerk van Engeland, byvoorbeeld, in hulle 39 artikels, sê dat hierdie boeke wel gelees kan word in die erediens, en dat daar sekere nut is vir ons. Maar dit is nie die standaard gereformeerde siening nie. Dit is nie hoe ons dit verstaan nie.
En ons moet dit ook verstaan, wanneer die CREC kerke in Amerika 'n keuse van 10 belydenisse skrifte het, en een van hulle is die 39 artikels van die Kerk van Engeland, wat die apokriewe boeke voorhou as iets nuttig, dan is dit kontrasterend met ons belydenis. En tot kontrasterend met die ander belydenisse wat hulle sê hulle kan onderskryf. Goed, so prakties dan laastens. 4 dinge. Prakties, wat beteken dit vir ons? Die lydenssynopsis gee 3 opsommende reëls eerstens prakties van wat ons hiermee moet maak. Wat beteken dit? Eerstens, alles wat die skrif bevat, eksplisiet, dit wat dit eksplisiet sê, of deur goeie en noodwendige afleiding, is ware en egte leerstellings. Dit is interessant, as jy luister, hierdie is 1625, later sê Westminster dieselfde. Alles wat die skrif bevat, eksplisiet, of deur goeie en noodwendige afleiding, is ware en egte leerstelling. Dis die eerste punt. Tweede ding, enige iets wat met die skrif teenstrydig is vals. Enige iets. Derdens, wat ook al nie in die skrif bevat word nie, alhoewel dit nie openlik teen die skrif is nie, is iets wat nie nodig is vir verlossing. Goed, maar wat, as ons hierdie alles verstaan, die selfgesaghebendheid van die skrif, die interne konsekwentheid van die skrif, dan behoort dit ons 'n hoë en heilige agting te gee vir die woord van God. Hoekom? Want dit is selfgesaghebend. Dit verhoog my agting vir die woord van God. Die Bybel self is die nodige standaard vir die Bybel self. Dit beteken dus dat die Bybel heilig is. Dit sê in NGB, die heilige skrif. Heilig. Nie superstisie nie, heilig. Want dis anders, dis apart, dis uniek. Dis nie soos ander geskrifte nie. Ons kan nie, ons mag dis nie iets byvoeg of wegneem nie. Dit gee ons hierdie agting, want dit sê dan, maar wie is die een wat ek op sal let, sê Jesaja, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe by my woord. Bewe ons by sy woord. Jy sien, daar kan baie groepe en dwalings en mense wees, en een ding wat hulle almal deel is, hulle voeg by die skrif, of hulle vat weg van die skrif af, op een of ander manier. Of dit nou die Israelvisie is, of dit nou iemand se drome is, of dit Siener van Rensburg is, of 'n charismatus met 'n droom of 'n openbaring, of die Mormone met die boek van die Mormone, of die apokriewe van die Rooms-Katolieke. Nee, slegs hierdie 66 boeke van die Bybel is die volledige en finale woord van God. En dit behoort ons dan vertroue te gee. Vertroue en moed. Want ons is seker, hierdie is die woord van God. Ons het absolute sekerheid. Ons staan op vaste grond. Die skrif is die reël of die norm vir elke lering of praktyk van aanbidding. Die skrif is die standaard. Die skrif is die perfekte reël vir geloof en lewe vir alle tye en alle plekke. Vir die gelowige is daar dus hierdie onsagwekkende grootheid en pragt in die skrif. Dink daaraan. Dit vul ons, baie keer meer, baie keer minder, maar dit behoort ons te vul met bewondering en vrees. As ons dink, as ons deur die Bybel lees, hoe byvoorbeeld die Heilige Gees deur Moses skryf, en ons oorweeg, hoe word hierdie aan ons oorgedra? Op die een oomblik is jy vasgevang hier in Abraham se situasie, en daar pleeg hy bedrog, en jy kan nie dink wat hy doen nie. En dan verwissel die toneel na Isak, en jy is in daai
hele storie vasgevang. En dan ewe skielik is hy weer by Jakob. En dan kom Josef in, en Josef is hier in Egipte ewe skielik, en Jakob is weer daar ver. Dit is majestueus geskrywe. Dit is uniek. Dink aan hoe aanvullend en intrinsiek verweef alles in die skrif is. Hoe alles opbou. Dit is soos 'n blom van genade wat van Genesis oopvou reg deur die skrif. Hoe God se eienskappe openbaar word. Hoe alles in harmonie is. Maar al hierdie dinge kan iemand, en kan vir jou ook, rasioneel oortuig dat die 66 boeke die Bybel die woord van God is. Maar dit is net die Heilige Gees wat dit effektief in jou hart kan toepas en bewerk. Wat jou 'n reddende oortuiging kan gee deur sy woord. Jy sien, dit is hoekom baie mense en gelowiges al gesterf het net vir die woord. Sonder dat hulle komplekse argumente kon maak. Maak nie saak wat se mense debatte voer en die skrif wil verkeerd bewys nie. Dit gaan jou nooit oortuig as die woord in jou hart geplant is nie. Mense was bereid om te sterf sonder dat hulle oortuigend debat kon voer. Want die Heilige Gees het die woord in hulle harte geplant. En niemand sal dan vir jou kan sê, dit is nie die woord van God nie.